Goeiemôre, dit is Woensdag die 12de Februarie 2025 en welkom by Woensdag Motivering met Dominee Wilko. Ons tema vanoggend, wees moedig. Verlede week het ons gesien dat as God se kinders en as ons by hom woon, ons nie hoef te vrees nie. Moedigheid of dapperheid is een van die teenoorgestelde optredes van vrees. God sê telke male deur die Bybel vir individue en ook vir sy volk om nie te vrees nie, maar moedig te wees of in dapperheid op te tree. Vandag wil ek spesifieke fokus op geestelike moedigheid. Wat bedoel ek met geestelike moedigheid? Geestelike moedigheid is die moedigheid wat ons uit ons gees saam met die Heilige Gees haal om daardie dinge te doen wat ons nie vanuit onsself of in ons eie krag kan doen nie, soos om die Christelike lewe te lei. Ons het moedigheid nodig om nee te sê, wanneer versoekings oor ons pad kom vir sonde en ons menslike natuur. Ons het moedigheid nodig om ons gedagtes te vernuwe en ons denke aan Christus gehoorsaam te maak. Ons het moedigheid nodig om ons oë weg te draai in situasies of storms wat ons voluit in die gesig tref. Ons het moedigheid nodig om die lig en die sout vir die wêreld te wees. Ons het moedigheid nodig om die water van bemoediging en verfrissing vir ander mense te wees. As kerk het ons moedigheid nodig om saam te staan in eenheid en in liefde, om God se hande en voete in hierdie wêreld te wees, om 'n profetiese stem midde die onregverdigheid, ongeregtigheid en nepotisme te wees. Ons het moedigheid nodig om Jesus se liefde vir hierdie wêreld te wys, om te genees, te voed en na die gebreekte harte te luister, om Christus se vrede te bring na 'n wêreld midde in chaos en ontevredenheid. As Christene het ons moedigheid nodig om teen mense in liefde op te staan. Vir sekere mense is dit nie te moeilik om teen ander op te staan nie. Om egter in liefde op te staan is iets heeltemal anders. Dikwels wil ons eie natuur eerder beheer oorneem en sal ons of dinge sê of dit op 'n manier sê wat nie in liefde is of ooreenkomstig met wie ons in Christus is nie. Daarteenoor is daar weer mense vir wie dit die moeilikste ding in die wêreld is om die moed te hê om teen ander mense op te staan en nie net in te gee teen hulle manipulasie, eise of sonde nie. Hulle hardloop dus weg, gee toe of word op watter vlak ook al gemanipuleer. Hulle het geestelike dapperheid nodig om in liefde op te staan. Ons het moedigheid nodig om in liefde te reageer. Dit is waarskynlik die heel moeilikste ding. Ons sal vinnig teekap wanneer iemand ons beledig, iets skerp sê of selfs begin skreeu en beledig, of net wegdraai, seergemaak terwyl ons die woorde of situasie oor en oor in ons gedagtes herhaal. Jesus leer ons in Matteus 5 vers 38 en 39 dat in die beginsels van die koninkryk van God ons die ander wang as reaksie moet draai. Ek onthou as 'n kind het ons dit altyd baie letterlik opgeneem. As volwassenes sal ons weer begin redeneer daaroor en redes vind hoekom ons nie so kan reageer nie. En hoekom God sal verstaan dat ons bly net soos ons is met baie argumente om dit te terugsteen. Maar as ons werklik na hierdie vers gaan kyk, sien ons dat Jesus ons op 'n baie dieper vlak leer oor die manier hoe ons teenoor mense in die algemeen moet reageer. Of dit nou persoonlik, op WhatsApp of op sosiale media is. Ek weet baie mense sal onmiddellik debat begin voer of dit nou waar is in die verstaan van mishandeling ensovoorts. Maar Jesus praat nie hier oor optrede waarin mense mishandel word of mense jou mishandel nie, of dit nou fisiek, emosioneel of verbaal is. Daar is hoegenaamd geen verskoning vir mishandeling op enige vlak nie, insluitend geestelike mishandeling, en waar dit voorkom moet dit onmiddellik gestop en voor die reg gebring word. In die bergpredikasie is Jesus besig om te verduidelik hoe ons keuses maak. En die keuse is of ons in die vlees, met ander woorde ons normale menslike optrede en reaksies, en of ons in die gees, wat ons heel diepste innerlike is waar die Heilige Gees woon, gaan optree of reageer. Dit is 'n verstandelike keuse wat moedigheid verg. Moedigheid is om in liefde te reageer. Moedigheid is om teen mishandeling op te staan. So, dit neem moedigheid om die waarheid te praat, anders te reageer en nie in te gee vir woede, egbreek, hebsug of om ons vyande te haat nie.
om nie veroordelend of angstig te wees nie en ons lewe op die verkeerde fondasie te bou nie, om nee te sê vir boosheid en sonde. Dit verg inderdaad moed om te bid, om lief te hê en daagliks die regte keuses te maak. Die grootste geestelike moedigheid wat ons in hierdie verband nodig het, is die dapperheid om in die vrug van die Heilige Gees in ons te leef. En dit is reeds in ons. Jy sien, om in die vlees te leef, verg ons niks nie. Dit is maklik, dit is normaal. Dit is vir ons maklik om uit ons menslike natuur op te tree en te reageer. Moedigheid is nodig om vir ons menslike natuur nee te sê. Wanneer ons liefde kies, bo aanstoot, vloek en skel, vernedering, skinder en al die ander maniere waarop ons uit onsself optree en reageer. Maar hier is die kern van die waarheid van die evangelie van Christus. Hy het nie net gekom om ons vry te maak, die weg te wys en die voorbeeld te stel nie, maar het vir ons sy Heilige Gees gestuur sodat ons moedig kan wees. Ons leef nie in die Gees uit ons eie krag en pogings nie. Ons verander nie ons praat en die taal wat ons gebruik deur ons eie verstaan nie, maar deur die moed te hê om onsself neer te lê en oor te gee aan die Heilige Gees, om met ons lewens te vertrou en om daagliks hierdie keuse te maak. In Galasiërs 5 vers 22 tot 25 wys die Bybel ons dat ons die Heilige Gees het en daarom kan ons met die vrug van die Heilige Gees optree en reageer. Hier is jou motivering vir vandag. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7. Met ander woorde, om die moed te hê om nee te sê, om ons gedagtes en reaksies te verander in liefde en die belangrikste van alles, om te vergewe en moedig te kies om elke dag die dag in te gaan en te kies om God te gehoorsaam, te kies om die Heilige Gees se leiding te vertrou en te kies om Jesus se liefde vir ons te aanvaar en te reflekteer. My gebed is dat die Heilige Gees ons sal help om elke dag moedige keuses te maak sodat ons die lewe kan leef wat ons reeds in hom het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U Heilige Gees en lewende water in ons harte uitgestort het. Dankie dat ons in U lewe het. Help my om vandag saam met die Heilige Gees moedig te leef, om wys te kies in wat ek vra, U te vertrou en U liefde in my reaksies te reflekteer. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Jy moet 'n wonderlike dag geniet en stap vandag uit met geestelike moedigheid. Dit is Woensdag motivering met Dominee Wilko. Leef vandag doelgerig, gefokus op Jesus en doen alles soos vir hom, totdat ons volgende keer weer gesels. Die Here seën jou oorvloedig.